Michelin note opgetel. Die soft covers, slappe boeken opgetel. En dan is toe 'n blik, so 'n vierkantige blik met nootvakkels in. Omdat dat weer goed. Nou, het ek Ah nee, die hier van hier voor aan my hemp aangedruk. Baie nee, die vlieg. Maar hy's dik, want hy's dik en hy's so lank. Ja, ja. Kom ons by die douane, by die hek. Ek dink, ek kan so sien, dis 'n skooter, so jy kan wegsteek. Maar nou die wind waai, nou maak die hemp so, jy weet, so jy kan ook nie sien nie. Dit lyk asof een van die lyfpanse baadjies aan nie. Early edition, is wat nou baie dik was. Maar, daar gaat ons huis toe. En nou kom Guy Fawkes, nou moet hier nou 'n plan gemaak word. En maar is hy altyd gewees. Nou laas die fakkel so 'n pypie. Die lank is omtrent so. Aan bo hom sit so 'n stukkie hout. De onderkant is grof, is een vuurbox, zo kan. Kom maar op de die is er van een stel om nou, je moet om een trek door die lont, onder een stuk zo'n stukje lont in. Nou ik denk bij mezelf, hierdie is een noodvakkel. In een nood op een boot, dis water orals. En dis wind wat skree hier om jou en die wind maak so. Hoe de duivel moet jy met daai ding daar onderkant die ding in die brand kry? Maar as ek nie geweet het nie, is die pypie het ook 'n ander doel. Jy sê veronderstel om 'n lang del om te sit. Stuk hout op, en dan die pyp op iets net om te balanseer op die kant. Nou gaan ek nie 'n lang stuk hout. Ek daai het so nie sy ma geken nie en as kyk sê altyd 'n klomp hout dels in die garage lê. Nou gaan ek in die kombuis in, of ek my ma se houtlepel. Ek is net mooi reg dikte te kom aan. Maar nou die houtlepel steek omtrent so ver onder kan die fakkel uitdeel gaan in die roostyn in die grond. Nou het ek gedink, bogger hierdie besigheid van hierdie ding daaroor, ek het dit paar maal probeer, dus dit gooi om een kant hier. Vat 'n vierhoutjie, hou die onderkant. Die jas wat. Hoor jy, dat daai ding oprit. Die shhh, was als dieselfde geweest, maar hy het net tot omtrent, hier is so 2 maal manhoogte, toe verloor hy balans, want die stuk hout is nie lang genoeg om regop te hou nie. En hy dop gat oor kop en hy slaan op die hoek van ons erf staan 'n paal van die munisipaliteit waar daar krag by mekaar kom van ons 3-4 huise. Ek gaan hy loop lê daar. Maar nou die ding is nou veronderstel om in die lig op te gaan en dan op 'n sekere hoogte dan skiet hy die dop af en hy laat die valskerm los. Want dit moet nou afkom en die spulletjie hier onderkant moet mos nou brand. Om vir die mense te luister, maar dit is nou nie moeilik. Nou hang die hy hang nog daar. Onder die zinkraak. So hy natuurlik nou sy hoogte soos hy die goed binne brand. Dan het hy verstop. Is dit so gemaak dat hy daar op 'n sekere punt en dan skiet hy die dop af. En dan die fakkel Is net die daar weg, dan as hy nou oor hierdie onderste dop is dan loop hy daar in dis daar. kom met 'n loose slag af. Maar ek weet nie waar toe nie. En nou hang die valskerm nie af, lyk soos laasweek se kondoom. En hierso. Nou ek die houspyp en hoor hierdie rooi magnesium verlig daai straat soos daglig. Nou ek die houspyp hier op. En dan magnesium lag vir jou. Kyk, dit is veronderstel om in very trying circumstances moet hy brand. En doen dit, dis presies wat hy doen.
uiteindelik, toe die ding nou besluit hy het nou genoeg gehad, toe dus ek, nou soek ek die dop, want ek het toe nou hier stok, en daar gekrap tot die ding nou afval. Maar nou onthou, die ding kan nie morgenoggend nog daar wees nie. Reg oor ons tweede, die derde huis, staan Ellen Duncan se oom. Hy het so 50, 51 Ford gehad. Toe is die drywer se venster was oop, hy het kon die vensters oop los. Daai dop het daar in op die agtersietloop lê. Ek hier rond gekyk, pragtig, jy hierso, kom, jy kom. Nou die volgende oggend toe kom die oor die munisipaliteit. Want daar is nou hier kragonderbreking en al dat. Kom die ou nou staan ek ook hier in die driveway, ek staan kyk.